ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 407. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, spesifiek die boek Hebreërs, Waarheid of Leens, dis my heel nuutste boek wat laasweek en Vrydag vrygestel is, en aan Jaffa al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Ek het gisteroggend redelik breedvoerig uitgebrei op dit. U kan dit bestel. Ons werk soos wat die Engelsman sê, in Engels first come, first serve, né? En dan natuurlik wil ek iets anders te aankondig. En dis ook die twee Bybels, die Restoration of the Original Sacred Name Bibles, the Rottenham versions, waarvan ek voorraad het. Ons wil dit uitkry en daarom het ek 'n promosie waar jy vir dieselfde prys die laaste 3 jaar se prys 2 Bybels kry vir die prys van 1. Solank as voorraad hou. So moet dit nie mis nie. Hier is 'n geleentheid om 'n Bybel in iemand anders se lewe te saai, of selfs vir jou kinders of jou kleinkinders. U praat van geskenke vir iemand gee, vir sy verjaarsdag of wat ook al, gee hom so 'n Bybel. En jy saai bo-natuurlike woord. En in dieselfde oomblik help jy ook hierdie bediening om voort te bestaan. Halleluja, prys sy naam. Jy kan my kontak by ons webtuis, by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste, https://yafashua.co.za, soos dit die bo is. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, gaan na deel 1 begin voor u reeds redelike klomp inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kennisgewing vir die vriende en kennisse, dis lewensverandering. Skryfblok, pen en ten minste 33 Bybel is belangrik. Kom ons besaam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke môrester, Yafashua, ons verlosser, ons zaligmaker, ons meester, ons redder, die begin en die einde, die eerste en die laaste, u wat kom en wat is en wat sal wees tot aan die einde. Halleluja. U wie ontvang het alle mag en krag en heerlikheid in die hemel en op die aarde. Ek sê baie dankie vanmôre, Vader, terwyl ek die salwing van die Noag ervaar, vir hierdie boodskap van blydskap en verlossing waarmee ons besig is. Dankie dat u is die een wat die siele red, Vader. U is die een wat mense se lewens verander. U woord sê te vergeefs bou die bouers as Yafashua nie bou nie, en te vergeefs veg die vegters as Yafashua nie veg nie. Ons gee aan u die lof, die eer, die prys en die aanbidding. Salf die woord vanmôre, Vader Jaffa, deur die Ruach HaKodesh, in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua, elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat hierdie studie vanmôre vir u 'n groot seën gaan wees tot eer van Yafashua. Ek gaan die selfde skrifgedeelte lees as gisteroggend, soos by Spreuke, die boek Spreuke hoofstuk 22 vers 1. Ek het by die naam vasgesteek. 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom. Guns beter as silwer en as goud. Nou wat beteken dit? 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom. As jy met baie ouens praat, gaan hulle vir jou sê, maar ons verkies die rykdom. Maar die Bybel sê 'n naam. En hierdie is wat koning Salomo hier skryf, het baie dieper betekenis
as wat ons lees, wanneer ons dan die Bybel lees soos ons gewoond was dit lees. Hierdie is die naam. Hy sê, 'n naam, die naam bo elke ander naam, is verkiesliker as groot rykdom. Hoekom? Want as ek Jahweh myne gemaak het, waarvan ek deel geword het, ek en u wie as heidene gered is, wat begunstig is deurdat die bonatuurlike woord by ons uitgekom het. Ons is begunstig. Die mense daar buitekant besef nie hoe begunstig is hulle, dat Vader Jahwe vir hulle ook hierdie bonatuurlike evangelie net wil oopbreek. En dan, ek gaan dit in plain Afrikaans sê, dan sê ouens so stubborn, so hardkoppig soos 'n muil, net omdat hy nie dit waarin hy en sy opgegroei het, in die tradisie van die drie susterskerke en Pinksterkerke en wat ook al, dogmatiek en teologie. Nie, hulle dink hulle kom iemand te na, wat in die graf is. Iemand te na, wat hulle geleer het. Nee. Apostel Paulus kom en hy sê, ons ken te deel, ons profeteer ten dele. Ek ook, ek het gedink, ek kom Jahweh te na, die dag toe hom thuis met my begin karring. En dis hoekom ek so 4-voetig vasgeskop het, en gerebelleer het. En daarom het ek empatie vandag met mense, wat vassteek en rebelleer eers. Maar ons moet oppas dat ons nie buitekant onsself gaan nie. Want vandag is daar soveel meer inligting beskikbaar, wat deur navorsing en studies wat ons doen, ons is dag en nag besig met navorsing en studie, pastorika myself. En daar's ander van die pastore. Daar's ander van die pastore en van die studente. Ek dink in Johan en Amanda, broer Johan en suster Amanda Barkhuisen van Witbank. Hulle is altyd besig. Johan sal altyd bel en sê, prof, kyk wat het ek raak gelees. Is dit nie moontlik so nie? Is dit, en weet jy wat, so is daar ander. Ek dink aan pastoor George. Ek dink aan verskillende, en as ek nou begin name, dan gaan ek aanhou. Daar is soveel mense. Die mense is besig om te delf in die woord. Hulle het by die waarheid uitgekom. Hulle het dit aanvaar, het hulle beklee in die naam van Jahweh tot vergifnis van hulle sonde. Maar hulle het nie daar gestop nie. Dis elke dag in soeke na nuwe brood en vars water. En daarom is dit vir my wonderlik wanneer ander mense die woord ervaar. 'n naam is verkiesliker as groot rykdom. Guns beter as silwer en as goud. Wie se guns? Die mense met wie ek deel elke dag. Die mense wie ek ken. Nee. Die guns van Jahwe Almagtig en Jahweh is beter as silwer en as goud. En daarom sê die woord, word ons genoem, koningsseuns en priesters van Jahweh. Die woord kom, ons sê ons die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote. Halleluja. Gunsgenoot. Almal wil 'n gunsgenoot wees van een of ander popster of atleet of ster of sportster of wat ook al. Maar ek is so dankbaar. Ons as Jahwiste het guns ontvang, nie uit onsself uit nie, uit die genadebloed van Jahweh. Maar weet jy wat, dit was nie net 'n kwessie om dit te ontvang nie. Die antwoord lê daarin,
om met hierdie talent wat Jaffa aan elke een van ons bedien, in hierdie bonatuurlike koninkryksname, met daai talent te woeker, en dit te vermeerder in die kennis. En dis hoekom ek al hierdie verskillende boeke skryf. Daar is verskillende boeke waarmee ek besig is. En dis nie om te kyk of ek Vader Jaffa se arm kan draai, om te kyk hoe lank kan ek lewe, om eers die boeke klaar te maak nie. Nee. Dis my roeping, Wat's u roeping? U roeping is dalk nie om boeke te skryf nie. U roeping is dalk nie om op die internet te preek nie. Maar ons is elkeen Jaffiste. En deel van die bruid van Jaffashua universeel. En die feit dat ek en u ook Jaffiste is, sê ons is navolgers van Jaffashua. En wat doen 'n navolger? Daar's 'n Engelse woord wat sê, ons copycat hom, ons dupliseer hom, ons volg hom na, ons stap in sy voetspore, ons doen soos hy gedoen het, ons praat soos hy gepraat het, ons handel soos hy gehandel het. Kom. Ons elkeen kan 'n evangelis wees, in die roeping waarin Vader Jaffa ons geroep het, in die omgewing waarin hy ons geroep het, in die omstandighede waarin ons geroep het. En dan kan u niks anders te doen nie, en u kan van hierdie boeke kry, en daar's hoeveel boeke? 23 boeke, daar's omtrent 8 manuskripte, wat ek moet klaarmaak. Weet jy wanneer nie? Deur net van daai boeke te koop en hulle te saai in mense se lewens. Come on. Hierdie is Jaffa se werk. Dis nie my werk en Pastoor Rika se werk nie. Hierdie is Jaffa se werk. Maar hoe sê die woord? Jaffashua is die hoof van die liggaam. En ek en u is deel van die liggaam. Maar ek wil vir jou sê, as ek die arm is, dan wil ek die beste arm wees. Of as ek die klein toontjie is, dan wil ek die beste klein toontjie wees. Nie die tweede beste een nie. Ek wil die beste wees. Verskoon my, maar 'n lekkertjie in my mond sit met al hierdie geprekery, raak my stem 'n bietjie droog. Ek het al so gewoond geraak met die lekkertjie in my kies, sonder dat iemand eers weet daar's 'n lekkertjie. So aan Jaffa al die eer. Ek en u moet ons posisie in die liggaam van Jaffashua kan onderskei. Anders is dit soos 'n foksterrier hondjie wat sy klein stertjie jag, so in die ronde. Hy weet hy kan nie daai stertjie jag nie, maar hy gaan net so aan. Net dan lê hy so, dan sy so uit asem uit. Maar as hy op sy beentjies en hy sien hy stertjie, dan sy agter hom aan. En iemand het een keer gesê, dis soos 'n ou wat met 'n bak sop sit en met 'n vurk die sop eet. Hy is die hele dag besig om te eet, maar hy kry nie die bak leeg nie. Dit is so. Dit is 'n baie grappige demonstrasie, maar dit is presies so. Baie mense lyk of hulle besig is, maar hulle achieve niks. Hulle bereik niks. Mooi Afrikaanse woord. Hulle bereik niks. Hoekom? Want dis vir die verkeerde doel wat hulle dit doen. Jy sien, dit gaan nie oor eer en roem en so, maar as ek en u ons posisie en plek in Jaffashua kan vind, en ons kan daarin berus, en ons kan ons deel bring in dit wat ons ingeroep is, dan kan ons nie anderste as om hierdie bediening
een massiewe sukses te maak nie. Ons het nou weer die verslag gekry van YouTube af. Honderde, der duisende mense in 1 maand. Nie ek nie. As jy die verslag wil hê, stuur my WhatsApp, sê prof, stuur my die verslag. Dan stuur ek hom vir jou. Van YouTube af. Inteendeel skryf wie ook al dit skryf, sê prof, dit kom daarop neer, jy moet bietjie stadiger, jy is besig om te vinnig te gaan, nou gaan jy jouself uitbrand. Ek sê rekenaar wat dit sê, maar weet jy wat? Dit gaan nie vir my of ek myself uitbrand nie, want ek glo nie dan daai ding nie. Dit gaan, want die woord sê, dat die wat Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. En ons kersie sal uitgaan die dag wanneer ons werk gedoen is en dit klaar is. Maar ek wil vir u nooi, die naam van Jafashua is verkiesliker as groot rykdom. En guns, Vader Jaffa, ons Elohim se guns is beter as silwer en as goud. Hoe wonderlik is dit, om vanmôre te weet, dat ons voorsien is, en dat ons nie nodig om een dag bekommerd te wees nie. Want die woord sê, ons kan nie 'n millimeter, hy praat van 'n L, is 'n meter, by ons lengte voeg, die bekommerd te wees nie. En ek wil vir u ook sê, plaas u vertrou op Jafashua, die volëinder van ons geloof. Tydens ons gevang tot môreoggend as Vader wil, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.